Wat baat dit 'n mens wen die hele wêreld en jou siel ly skade? Jesus op 'n stadium toe daag sy disippels uit en hy sê ook, iemand wat agter 'n man wil kom moet homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Maar dink net vir 'n oomblik aan die statement waar Jesus sê, wat baat dit 'n mens, jy wen die hele wêreld en jou siel ly skade. Wat baat dit, ek hardloop rond en ek doen alles en ek doen, jy weet, nie wat verkeerd is, ons wil ons lewens beter maak. Maar wat as dit is op die einde van die dag, ek het alles bereik, ek het die hele wêreld gewin, maar my siel ly skade. Ek dink die afgelope tyd, geliefdes, praat ek oor hierdie boodskappe wat regtig waar dit bring ons om weer die ewige perspektief te kry, waar ons in hierdie besige wêreld is met baie dinge. En ek sê nie noodwendig dat die goed wat ons doen is verkeerd en is onnodig nie. Maar in hierdie besige tyd, in ons skedule, moet ek en u weer by die plek kom waar ons seker maak dat ek stap nog saam met die Here. Dat ek stap nie net met 'n gedagte van die Here nie, maar met die Here as persoon self. Daar's 'n skrif wat sê in Genesis wat sê dat Enoch walked with God. Hy het met God gestap. En dis 'n boodskap vir 'n ander tyd. Maar ek en jy moet seker maak dat in alles werksamehede moet ons seker maak dat ons stap met die Here. Nou, geliefdes, ek is Desmond Berry, jy is ingeskakel op Encounters en ek wil onmiddellik ingaan. Ek dink in die woord van die Here, ek dink die afgelope 2-3 weke, dit was vir my persoonlik, dit is boodskappe wat my laat gaan sit het. Jy weet, daar is soveel baie dinge wat ek wil bereik, soveel baie dinge wat ek oordroom en jy weet wat ek my voor beywer. Maar as ek kyk na die profetiese redes en dit wat Jesus sê, ons kyk na soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees by die koms van die mens. Ons het geluister na die boodskap laasweek wat praat van net soos die wyse manne. Dat praat daaroor hoe die wyse manne gaan ondersoek instel het. Hulle het geobserveer, hulle het navraag gedoen. Dis mense wat die skrif nagespeur het. En dit laat my by die vraag en vir u weer vandag, dat hoeveel boldness het ek en jy om terug te gaan en te gaan kyk dat dit wat ek gehoor het, maak nie saak hoe geseënd hierdie persoon is wat gebedien het en hoe kragtig hy is nie, want jy weet, ons soek mos die powerful mense. Maar maak nie saak hoe powerful die ou is nie. Ek moet gaan naspel, ek moet gaan seker maak, soos die Bereaanse mense, wat Paulus die woord van God aan verkondig het. Ek het hom laasweek so 'n bietjie die verkeerde vers gehad, maar in elk geval, u sal sien as jy aflees na vers 11 toe, dat nadat hierdie mense die woord gehoor het hulle gaan seker maak dat dit wat Paulus van praat, of dit so is. Hoeveel van ons wil dit doen? Hoeveel van ons doen dit? En die Here roep ons na die plek toe, om seker te maak, dat dit wat ons ontvang, of dit uit God is. If it is the food at the proper time. If it baie boodskappe kan uitkom, en dan kan dit boodskappe is wat nie vir my is nie, wat nie vir ons dispensasie is nie. Dit kan net weer iets is wat die gestreel hoor, of die gehoor streel, sorry. Maar as ek hierdie woord, dit kan baie challenging is, dit kan lyk, ek is met predikers te doen, maar dit is nie die geval nie. Jesus, die woorde van Jesus is gees en lewe, maar dit is uitdagend, dit is konfronterend. En so vandag wil ek praat oor, wie sê julle is ek? En ons lees in Matteus 16 vers 13, 'n baie bekende skrifgedeelte, maar kom ons lees. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord hom, sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Nou hierdie vraag, geliefdes, is 'n vraag vir al die volgelinge van Jesus Christus, vir alle geslagte.
En dit is 'n antwoord wat ek en jy moet gee, nie uit die kop uit nie. Dit is 'n antwoord wat uit die hart moet kom. Jy sien, eintlik wat Jesus, as ek inkyk in hierdie vraag, dan eintlik sien ek dat Jesus bedoel eintlik, hy sê, ek hoop nie julle ken my van hoor sê nie. Want die mense sê ek is Elia, sommige sê ek is Johannes en ander sê ek is een van die profete. En so gaan dit aan, maar wie sê julle is ek? Ek wil vir u vandag vra, geliefde, wie sê jy is Jesus Christus? En kom ek sê hierdie ding, dat ek gaan vir u vandag wys, ek gaan u bewys, waarvan meeste van ons stres as gelowiges, of sommige gelowiges, se lewe vanaf kom. Die stres in ons se lewe. Maar kom ons lees gou 'n gedeelte in 1 Samuel hoofstuk 3. Ek wil hom net vir u 'n idee gee van wat ons vandag oor praat. En ons lees vanaf vers 1, 1 Samuel hoofstuk 3 vanaf vers 1. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli. En die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie, toe die lam van God nog nie dood gegaan het nie. En Samuel lê en slaap in die tempel van die Here, waar die ark van God was. Het die Here na Samuel geroep, en het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder het die Here Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan, na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Vers 7, maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. Wat wil ek vandag vir sê, familie, as twee goed. As ons kyk in hierdie gedeelte, nommer 1, Samuel het die Here gedien, vers 1, onder toesig van Eli. Nommer 2, vers 7 sê, Samuel het nog nie die Here geken nie. So, nou wil ek hierdie ding gou huis toe bring. Dit is moontlik dat jy die Here dien en hom nog nie ken nie. Gaan dit weer sê. Dit is moontlik dat jy die Here dien en hom nog nie ken nie. Dit is 'n baie diep saak vandag. Jy sien, hierdie profeet, hy was nog jonk, maar die Bybel sê dat hy die Here gedien. En dan later op 'n stadium sê die woord, maar Samuel het nie die Here geken nie. Nou, daar's baie van ons wat nou kan iets sê oor dien, en ons dien nie die Here nie, en is dit en daai. Ons dien die Here deur mense te dien, dis hoe jy God dien. Ons aanbid wel God, maar wanneer ons mense dien, gaan dit tot eer van God. So, kom ons bly by hierdie terminologie dat ons dien die Here. Nou dien beteken jy doen baie dinge vir die Here, of jy doen dinge vir die Here. Dit is wat dien beteken. As ek soos wat ek vandag hier staan voor u, ek dien of ek bedien u met die woord van God, met ander woorde, I serve you the word of God, so ek is in 'n posisie waar ek dien, ek is 'n dienaar nou in die aarde. Jesus kom, die Bybel sê in Filippense dat alhoewel hy die seun van God was, het hy die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Hy was 'n dienaar, hy het gedien. So dit beteken, dis dinge wat jy doen tot eer van God. Dis dinge wat jy doen vir die Here. Soos wat ek vandag hier staan, ek doen dit tot eer van God. Dit is 'n bediening wat die Here vir my gee waarmee ek u dien. En so wanneer ek dien, dan doen ek dinge vir die Here. Maar om God te ken beteken, jy leef uit 'n verhouding met die Here. Dis twee verskillende goed. Jy sien, en eintlik moet die twee goed moet eintlik hand in hand gaan. Soos wat ek uit verhouding met God leef, so moet ek hom dien, deurdat ek mense dien, in watter opsig ook al.
En so familie, die rede hoekom baie van ons, kom ek noem goeie ding, dat baie van ons wat die Here dien stres, is omdat ons hom nie ken nie. Ek hoor baie keer aan ons Pinksterkringe, dan praat ons dierbares van, ons gaan weer dien. En dit is goed, dit is wonderlik, dit is geseënd. Maar die vraag is, ken ek hom? Jesus kom by sy disippels en hy vra hulle hierdie vraag wat ek wil vir jou sê, dit bring 'n krop in 'n mens se keel. Hy sê, wie sê julle is ek? Met ander woorde, ken julle my? Die mense sê so, wie sê julle? Jy het al gehoor van wat mense sê van die Here. Die vraag is, ken jy hom? Jy sien, as ek God ken, en ek dink dis vir ons almal, as dit nou, jy weet, nou kan ek my hand in my eie boesem steek, of my eie bors slaan. As ek sê ek ken God, hoekom het ek so 'n stres lewe? If I know God, if I know Jesus, if I know Him as Jehovah Jireh, if I know Him as the God, Jehovah Shalom, die een wat vir my vrede gee. As ek weet man, in die storm, hy is Jehovah Shalom, hoekom stres ek? As ek hom ken as Jehovah Shalom, hoekom stres ek? En nou sal u vir my sê, ja, maar dit is menslik, maar keer op keer sal die Here vir ons sê, maak 'n voorbeeld, hy sê, moenie vrees nie, moenie julle bekommer nie. Met ander woorde, God sê, dis nie goed vir jou om jou te bekommer nie, dis nie goed vir my om my te stres nie, dis nie goed om bang te wees nie. Wie sê julle is ek? Dien ek hom net, of ken ek hom? Ons het gepraat oor food at the proper time. Ons het gepraat soos die wyse manne. Ons het gepraat in die boodskap van die wyse manne, of soos die wyse manne van die Bereaanse mense. Hulle het gaan ondersoek instel. Hulle wil geweet het dat dit wat Paulus van praat, of dit regtig so is. Wie sê julle is ek? Die vraag is, ken ek hom? Dis die vraag. Kom ek maak nog 'n voorbeeld. Jy het 'n biologiese pa, wat lewe, jy raak nie by hom groot nie, en jy het nie 'n verhouding nie. So dit beteken, jy het 'n pa, maar jy ken hom nie. En dit is dieselfde in die geval van God en my as sy kind. Ek kan as God verwys as my pa, soos wat ek na my biologiese pa sal verwys, met wat lewe dalk, en met wie ek groot word nie, maar dat wil jy sê, ek ken hom nie. Mense, hier is 'n vraag vandag. Ek wil nie weet of jy die Here dien nie. Baie keer sal mense sê, nee, ek dien die Here. As jou saak al reg met die Here, nee, ek dien die Here. Die vraag vandag is, ken jy hom? Wie sê julle is ek? Ken julle vir my as eintlik wat Jesus sê? Dis die vraag. Jy sê nou, Samuel het die Here nie geken nie, want God se woord was nog nie aan hom geopenbaar nie. Ek is van mening en ek glo baie sterk, dat 'n mens ken net God, wanneer die woord van God aan jou geopenbaar word. Geen ander manier nie. Daar's geen ander manier nie. Wanneer die woord lewendig word. Dis dieselfde soos Jesus. Hy is gekruisig. Hy het opgestaan. Maar die vraag is, het hy opgestaan in my hart? Hy het werklik waar in die gees het hy opgestaan, hy lewe werklik waar. Maar die vraag is, het hy opgestaan in my hart? Die vraag is, lewe hy in my hart? En as hy opgestaan het in my hart, as hy lewe in my hart, dan sê dit dan, ek ken die Here. Maar as hy nog nie opgestaan het, ek weet van die kruisiging van Jesus. En as dit by Paastyd kom, dan vier ons herdenk die kruisiging van Jesus. Maar dit beteken nie omdat ek weet Jesus het gesterf, nou lewe of nou ken ek hom nie. Nee. Dis twee verskillende goed. Daarom het ek in die begin gesê, toe Jesus vir sy disippels vra, wie sê julle is ek? En hy sê, die mense sê ek is die ander sê ek is daai, maar wie sê julle is ek? Hoor gou familie, hoor wat sê Paulus.
Kom ons kyk gou wat die woord van God sê. Mattheus 16 vers 13 tot 16 vers 13. En dan hoor eens wat sê Paulus. En Simon Petrus antwoord en sê, U as die Christus, die Seun van die lewende God. Hoor gou wie, vers 17. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. Met ander woorde, Simon, die Here sê vir Simon Petrus, Simon, hierdie antwoord kom nie uit jou kop nie, dis nie kopkennis hierdie nie, dis 'n antwoord wat uit openbaring kom, dit is 'n antwoord wat diep uit die hart kom, dit is iets wat jy van God af ontvang het. Wie sê julle is ek, familie? Ek doen baie dinge vir die Here, maar die gevaar is, as ek hom nie ken nie, dan kan ek maklik mislei word. Die gevaar is, as ek hom nie ken nie, dan kan ek op 'n dwaalweg beland. Die gevaar is, as ek hom nie ken nie, dan sal ek elke wonder en teken sien as God. Die gevaar is, as ek hom nie ken nie, as ek net hoor die Here sê so, dan kan ek dit glo, en ek kan dit opeet so soetkoek. Dis die gevaar. Ek kan sê ek dien hom, maar die realiteit is, ken ek hom? Die vraag actually is, ken ek hom? Ken ek die Here? God kan net geken word, wanneer sy woord aan ek en jou geopenbaar word. Familie, ek wil afsluit. Johannes 17, Jesus noem 'n ding, hy sê, om U te ken is die ewige lewe. Om God te ken is die ewige lewe, en niks anders nie. Nie om die skrif te ken nie, om God te ken. Nie om God te dien is die ewige lewe nie, om God te ken is die ewige lewe. Jy sien, my verhouding en daai ken is nie 'n kopkennis nie, as 'n verhouding, as 'n experiential revelation, as 'n experience wat ek met God het, 'n ware verhouding, 'n ondervinding met die Here. Dit beteken ek stap met hom. Ken jy hom? Wie is hy? Wie sê julle is ek? Daarom het Jesus sy disippels gesê, eet my vlees en drink my bloed. Dit praat van 'n diep intieme verhouding wat ek en jy met God het. Dit praat van intiemheid, om sy vlees te eet, om sy bloed te drink. Praat van verbond, familie. En vandag, by die afsluit van hierdie boodskap, ons het hierdie 4 weke gehoor, die Here praat met sy volk, die Here praat met sy mense, daar's goeders wat gebeur in ons tyd, daar's tekens van die tye, God roep ons tot gereedheid, God roep ons by die plek van, ons moet die skrifte nagaan, ons moet ondersoek instel, ons moet navraag doen. Die Here wil eens moet seker maak, dat ek kry, I get the food at the proper time. Ek moet wees soos die wyse manne. Ek moet verstaan soos wat dit in die dae van Noag was, so sal dit in hierdie dae wees. People will live on, they will live their lives as per normal. Halleluja. Maar die Here sê, word wakker, moenie laat hierdie dag julle soos 'n dief in die nag oorval nie. God wil hê dat sy volk moet oorval word deur die koms van Jesus nie. Maar hoe gaan ek en jy seker maak dat ons nie oorval word in hierdie dag wat gaan kom soos 'n dief in die nag nie? Dit beteken om in gereedheid te kom. Dit beteken ek moet seker maak, ek dien nie net die Here nie, maar ek ken hom. Dit beteken soos in die begin van Samuel se lewe, ek moet net God ken of dien nie, ek moet God ken. Halleluja. Kom ons bid saam. As daar iemand vandag is, geliefde, jy dalk 'n tyd terug, 'n tyd gelede, het afgestom geword. Jy het besig geword met alles. Jy het besig geword met dinge in die lewe en het dit meer geag as jy verhouding met God. Jy het die pad byster geword. Ek glo die Here roep jou terug. Ek glo die Here wil weer verhouding met jou hê. As 'n verhouding, familie, waar die lewe lê, 'n verhouding met God, waar die lewe lê,
waar daar sin vir my lewe kom, waar my lewe betekenis kry, waar ek doel vir my lewe kry. En as jy dalk voel jy is doelloos, as jy voel dalk daar's geen sin in jou lewe nie, jy het afgedwaal, jy het afvallig geword, jy het die pad byster geword, as jy vandag saam met my wil bid, en jy wil terugkom na Jesus, ek wil jou uitnooi familie, moenie uitstel tot môre toe nie. Kom ons koop die tyd uit, vandag is die tyd, vandag wil die Here redding, meneer, vandag is die dag van redding vir jou huis. Die redding gaan begin by jou as die priester van jou huis. Die redding gaan begin, die restaurasie gaan begin in jou huwelik, by jou meneer, met wie God vandag praat. En as jy vandag kan vereenselwig met hierdie uitnodiging, wil ek vir jou graag bid vandag. Vader, ons sê vir dankie vir hierdie kosbare oomblik. Ons sê vir dankie vir die stem van die Here wat duidelik, Here, deur hierdie kanaal beweeg en harte bereik het. Ons sê vir dankie dat ons kan hoor die wekroep van die Here in ons tyd. Ons dank U, my God, vir die liefde van U wat so oorweldigend is. Dankie vir genade wat U aan ons gee. Ek wil bid, daar's mense vandag, Here, wat op hierdie uitnodiging reageer het en gesê het, Here, ek kom terug. En in hulle harte sien U elke hart, Here, dat vandag bely hulle, dat hulle bely Jesus Christus as die enigste saligmaker en redder. En ek bid vandag, Heilige Gees, dat U sal herstelling bring in daardie geliefdes se lewens in hulle harte. Dan bid ek vir hierdie man, my God, wat in sy huis moet opstaan, sodat daar herstelling en restaurasie sal kom, dat daar herstelling sal kom vir sy huwelik. Ek wil bid vir daardie huwelik vandag, Here, dat die huwelik sal verbind waar dit gebroke is, Here. Ek wil bid, Here, dat die huwelik sal genees, Here, waar daar onsteltheid is, Here, waar dit nie so wel gaan nie. En ek sê vandag vir U baie dankie. Dankie vir hulle wat terugkom. Dankie vir hulle wat hulle weg terugvind na hulle Vader toe. In die naam van Jesus. Ons dankie, Heilige Gees, dat U van nou af verder met hulle sal loop en hulle die pad sal wys. Met baie danksegging. Amen. Geliefdes, jy gebid het, jy het ingeskakel by hierdie gebed. Jy het vereenselwig, jy het gereageer op hierdie uitnodiging. Daar's 'n nommer op die skerm, kontak ons asseblief. Maak nie saak waar jy is in Suid-Afrika of waar ook al. Kontak ons, wil saam met jou op pad stap. Ons het 'n span, ons noem dit die Encounters Prayer Room. Daar's mense wat vir jou bid, daar's mense wat vir hierdie program bid. En ons eer God vir die besluit wat hy vandag genoem het. Dankie vir jou ondersteuning elke week. En kom ons hou so aan. Volgende week, jy weet, elke donderdag, ons is hier op Kruiskerk om 9 uur. Ons weet dat die Here wat die goeie werk in jou begin het, sal dit volëindig. Wees geseënd in Jesus naam. Amen.